Hartlike welkom by Agri Monitor. Vandag lyk Windhoek soos Kaapstad. Dis omtrent 'n mistige dag. Maar ons bring vir julle goeie nuus. 3 van ons groot damme loop oor. Die heel grootste een, die Nekkertaldam, loop oor. Die Nautedam loop oor en ook die Swakoppoort al vir die tweede keer. Ons gaan daar in die Zambesi streek saam met Ruth Maseke, die adjunk landbouminister toer. Daar is op die oomblik allerhande peste en pla wat nou uitbreek in hierdie goeie reenseisoen, soos kommandowurms in die noordelike dele en dan sprinkaanswerms in die Zambesi streek. Dit is waar Ruth Maseke gaan besoek aflê. En ons bespreek weer die rooilyn kwessie wat altyd 'n tammeletjie is en landboukenner Wally Roux gesels hierdie keer oor Namibië se rooilyn en dan hoeveel Botswana het. Hulle het meer as een veterinêre kordonheining. Op almal se lippe vandag in die nuus is die damme. In die suide loop die Nekkertaldam oor. Dit is die grootste dam in ons land. En ook onverwags het die Naute van 85% tot oor die 100 gestyg. Von Bagdam kry ook verskriklike goeie invloei. Kyk hoe het dit gelyk in Februarie en hoe lyk dit nou in April. Jan Friede het hierdie pragtfoto's geneem. Hy is 'n vlieënier en hy het hierdie foto's uit die lug uitgeneem. Dan die Hardapdam kry ook fantastiese invloei en staan op die oomblik op 77,3% en ons hou natuurlik duime vas dat die sluise nie oopgetrek word nie. Vandag is ook die groot nuus dat die Uchu bosslagters in hegtenis geneem is en hulle het gister in die Landdroshof op Uchu verskyn. So boere en die gemeenskap van Uchu het gister met plakate daar by die Landdroshof opgedaag om hul teenkanting teen borgtog vir die 4 vermeende bosslagters te opper. Die 4 beskuldigdes wat op klagte van veediefstal van 31 beeste ter waarde van 372.000 verskyn en hulle het op 2 verskillende plase naby Uchu is hulle aangekla. Hulle is borgtog geweier. So Saterdagoggend is hulle vroeg na 'n grootskaalse gesamentlike operasie deur die Namibiese polisie, die boere, die gemeenskap en die Uchu buurtwag in hegtenis geneem en beslag is ook op 'n taxi gelê. En ons weet in die Kunini streek gaan die boere verskriklik gebukkend onder vee en wilddiefstal en dit vier omtrent hoogtyd daar in die Kunini streek. Vandag op Agri Monitor se voorblad gaan ons berig bietjie oor telekommunikasie. So in landelike gebiede styer onder swak telekommunikasie. 'n Baie goeie ding wat die Namibië Landbou-Unie as ook die 3 ander boere-unies gedoen het, is dat hulle in gesprek gegaan het met die regulerende owerheid vir kommunikasie in Namibië, CRAN, en CRAN het natuurlik ook op hulle geantwoord in 'n skriftelike brief op 1 April. So die hele kwessie gaan oor beter internetspoed en ook die moontlikheid of Starlink wel op die ouend in Namibië mag bedryf of nie.
moet je niet pakken. Dan kan hij opblijven, dan kan hij nog maar slag, maar dan is je vlees nog vast. Ja, maar dat is zo niet. Die spoor is vast. En dan zat ik op bloem en dan wordt je dag gerust. Dan komt dus. Ik dacht weer leeg. Dat is niet één. Maar goed is nog op een jaar. En dat is toch al roeit in het dauw. Hoe komt dat in het goede? Dat jaar dat was net die spoor aan vat. Donker is er niet vast. Is maar wat ik hoop dat we die mensen zien. Want je ziet er zo slim. Oké. En hier is die syjdeel. Dis manne wat lê en wag om geslag te word. Is nie oorvlaatjies hier in nie. Ja, laat ons net wegstaan. Nog een hierdie kant, ja. Nee man, niet zo maken. Kijk maar niet bij weer. Hierdie ene. Ja, bij je uitbrieflijke. Ja, maar dan pak ik er een slaghuis toe. Slag vast. Dan wordt die vlees ook. En maar een soepvlees daar weer. Rongevoet. Hulle moet môre kom slag. Weet aan mis laat in die dinge skeel afsny asseblief man. Die man gaan er maar niet voor hem. Oké, daar agter lê nog klomp bees, hoor. ja, dat is lewendig. Ja. Hier lê nog 'n klomp. Ja, die rooi ene, jy sê jy moet as mental leer. Dis is 'n groot kwik op wat so lê. Mijn stad werd daar dan. Ja. Zo nou wat beeste is. Dat is ook in 'n boot, hè. Maar dit is echt slag. Ja, nog een. Hartlike welkom weer aan Waliroo, Namibië se bekende landboukenner. Altyd baie lekker om jou hier by my te hê. Ons het verlede week gesels oor die rooi lyn en nou het ons soos in episode 2. Ons het nie klaar gekry nie want daar is so baie verbonde daaraan en dit raak soveel mense en ek dink veral die wat nie die geleentheid het nie. Daar is baie kommunale boere noord van die rooi lyn wat regtig net so goed boer soos kommersiële boere. Maar ek wil teruggaan na iets wat in die parlement gebeur het. Volgens die parlementêre staande komitee oor ekonomie en openbare administrasie moet die rooi lyn geherstruktureer word om daai boere in staat te stel om diere en vleisprodukte na markte suid van die rooi lyn te vervoer. En wanneer daar, soos ons gesê het, geen uitbrekings in sekere dele is van back and closure nie. Wat is jou standpunt hieroor? En boere noord van die rooi lyn word tog ekonomies benadeel?
Oké, miskien voor ek daar antwoord om net terug te kom na jou openingsstelling. Met die intervensie van die vleisraad wat deesdae LLPB is. Wie daai naam uitgedink, regtig? Klink as iemand wat in dysleksie Lewende hawe en lewende hawe produkte. Raad van Namibië, daar's die lang een. Nou is ek sommer uit asem. Okay, met hulle intervensie van hulle onlangse statistieke dui daarop dat byvoorbeeld net in die Kavango dat 40% van die bees wat daar geproduseer is A en AB grade. Ja. So, dit beteken dit kan gedoen word. Ja. Die ondersteuningsstrukture is net nie daar nie. Ja. Dit is wat die probleem is. Ja. Nou, as 'n mens gaan kyk na wat hierdie parlementêre verslag sê, dit is opgestel deur iemand wat weer eens, ek dink, nie heeltemal die agtergrond van die sogenaamde rooi lyn verstaan nie. En dit is toe nou voorgelê in die kabinet en hulle toe nou besluit hulle aanvaar die verslag. Ja. Nou in kort, die verskil tussen die hofuitspraak en hierdie verslag. Die verslag het uitgekom en is aanvaar kort voordat die hof se uitspraak gekom het. Maar in ons land is die hof die hoogste gesag vir interpretasie van wette en wat die uitslag van 'n sekere wet is. So, in hierdie geval wat nou gaan gebeur is, hulle gaan, soos wat ek dit nou verstaan het van die media, dit aan die betrokke ministerie. Ja. Dis nou ministerie Landbou, hy het ook deesdae 'n nuwe naam. Baie lang naam, so lang sê naam, maar gou ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming. Ensovoorts. Met 'n minister wat nou ook in die spervuur is, 'n nuwe minister in die spervuur. Kom ons kyk wat gebeur. In elk geval, die verslag word aan hulle voorgelê en as jy nou die ministerie gaan kyk, die bestaan uit verskillende direktorate. Ja. En nie een direk betrokke hierby is natuurlik nou die direktoraat van veeartsenydienste. So hulle sal nou op die vrae van hierdie verslag moet antwoord. Ja. Maar die bindende faktor is die hofuitspraak. So wat ek voorsien gaan gebeur is, veeartseny gaan aan die parlement hulle verslag teruggee of hulle antwoorde teruggee om te sê wat hulle kan doen, wat hulle gedoen het, wat hulle beplan om te doen ensovoorts in terme van wat daar gevra is. Ek persoonlik reken natuurlik dat van die voorstelle of die vrae wat hulle daar gevra het is bietjie onrealisties. Ja. Die ander probleem wat ek natuurlik ook gehad het daarmee, die persoon wat dit voorgedra het in die parlement is ons nuwe visie-president. Ja. Dis reg. Lucia Witbooi? Nee. Visie eerste minister. Adjunk eerste minister? Of adjunk ja. Ngurare. Die persoon as mens nou geluister het na presies wat hy daar te sê gehad het. Dit was deurspek met emosie, politiek en sentiment. Nou dit sweep mense weer op. Ek bedoel, die vraag wat eintlik gevra word, is dit nie dalk hoogtyd dat mense wat regtig weet wat aangaan, maar die saak vir hulle gelos word, as wat dit soort van 'n algemene sentimentele... Ja, dit is ook wat die Namibië Landbou-Unie gesê het, dat gesprekke oor grond is meestal baie emosioneel, maar dit moet met realiteit en volhoubaarheid benader word. Dit moet met koue feite benader word, ja. Korrek, dit is waar. So, die NLU het wel op Amopanda se saak gereageer, maar hulle het geensins op hierdie verslag van die komitee gereageer nie. Dink jy hulle moet dalk 'n sterker standpunt inneem, of dink jy dit wat hulle gesê het is genoeg dat daar nie emosie by betrokke moet raak nie en mens maar moet hou net by die volhaalbaarheid daarvan? Ja, as ek het ook gelees die persverklaring wat hulle uitgereik het, is vir my baie interessant dat hulle niks te sê gehad het oor hierdie verslag wat in die parlement was. Ja. Nou, as 'n mens kyk die afgelope tyd vergaderingsgoed wat plaasgevind het, gebruik die Landbou-Unie altyd sy ander landbou-unies ook om sake te beveg of te versterk of te wat ook al. Nou, deesdae bestaan daar van kommersieel
reg deur alles, die middelstes, die opkomendes en tot by kommunaal is betrokke. Nou in hierdie geval sou ek gesê het, veral die wat meer suid gefokus is van die kordonheining. Miskien moes hulle in daardie geval daardie landbouunies ook betrek het. Om net te sê, hulle neem kennis byvoorbeeld van die verslag en dat die relevante ministerie met sy direktorate daarbij betrokke is, dan miskien die regte antwoorde aan die parlement moet verskaf op 'n manier wat nie noodwendig emosie gaan lok nie. Ja. Ali, baie dankie. Daar's nog een kaart wat jy vir ons wil wys. Is dit Botswana wat eers Namibië se kaart eerstens? Miskien net ter afsluiting wil ek weer terugkom na hierdie kaart. As jy mense nou kyk, ons in die land sit met een heining of een draad wat veeartseny goedes reguleer. Kom ons kyk net vir interessantheid na Botswana. As jy mense gaan kyk na Botswana, hoeveel, ek dink as ek reg getel het, is daar 19 van hulle. Nou, hoekom beklei ons oor een wat sou ons gemaak het as ons 19 gehad het? Daar lê die voorbeeld vir jou. So hulle het 19 sogenaamde rooi lyne, maar ons net een het. En ons behoort as ons op die regte manier te werk gaan, dit stelselmatig sê nou maar in daai zones indeel waar daar sekere dele nie siektes is nie, maar ek meen kyk hoe lyk dit by hulle. So en dit beperk ook die wildbewegings, al daai lyne van hulle soos die olifante wat nie goed is nie. Ja, mense moet ook natuurlik kyk veral in hulle noordweste, daar waar die Kavango Delta is. Daar is baie streng beheer wat hulle daar toepas. Dat mense moet nou eintlik onthou, Zambië lê net bokant en aan die meer in die ooste kant toe, daar lê Zimbabwe wat ook op 'n stadium ten spyte van die feit dat hulle ook heininge het hulle status verloor want hulle het nie dit goed toegepas en die beheer was nie daar gewees en toe verloor hulle toegang tot die markte. So die groot ding hier is, ons kan nie riskant wees om ons vleismarkte oor see te verloor nie. Solank jy nie alternatiewe het in plek nie, gaan dit jou niks help nie. Hou liewer wat jy het. Hou liewer wat jy het en pas dit goed op. En pas dit goed op, ja. Ali, baie dankie, altyd lekker. Okay. Selfde hierso. Heat of the weather, but the team that we have in Namibia, they are strong enough and capable enough. Awareness was made available to the community, to the affected community, even to the area which has not yet been affected. They were informed of the danger of the chemical that has been used. Precautions have been followed. I happened to engage myself with the farmers who told me that they were well informed, that they need to observe the field within 21 days without them going direct into their field, without consuming any piece in their field. So that gives us a light of saying that our people observes the law. And the community, they are very good because they are able to communicate quite well with the team on the ground and the directorate as well. So the minister and my office and the office of the president, the era for 2025 is to sustain our people with self-reliance food productions. By that, we need that Namibia need to be self-sufficient. We need to be able to produce our own food. Despite of this outbreak, I'm quite sure that we are going to get certain tanks of maize. I've seen many fields, some of the maize is getting dried, some they are still not yet red. It's unfortunate the damage which is there, especially on the field where the maize is not red, there will be less produce. However, the farmer, they will get something, of which we urge the farmer to register themselves into the relevant office, such as the regional offices of the councillors and the office of the governor. The office of the governor and the office of the
the regional councillors, they are there to support the farmers on drought relief. And the data that have been collected, our technician team, I'm proudly saying that I have a very skilled team and friendly team to the community. All the challenge that we were best they are doing now, so that at least we assist our farmer where possible without a fail. And then we also encourage our farmers to diversify farming. Instead of concentrating on maize production, it could be wise enough if they had a point sheet of mahango, so that when the maize is being affected, they can still survive with the other varieties, as well as watermelon and other varieties that we can mention that are readily available on the market. It's not only that we can just plant maize, no. So it's better as we might be ready. Information will be given to all the farmers. And also, I'm so happy because people who are involved into farming are youth, mainly youth. I've seen yesterday young youth and the women who are solely involved in farming, which is a very good thing. We encourage or we call upon all the young ones in the region to emulate of the good thing of farming. You will never go wrong if you have your own garden that can sustain your family, that can sustain you, and also support the neighbors. And not only depending on the rain-fed, they can still further establish the small garden, so that when they lose into the field, which is fed by the rain-fed, they can still survive through irrigation system. I know water is so expensive, maybe to them, but a bucket, it can still support to have one portion of the garden. By so doing, I would want to promise the region that we have heard all the concerns. The concerns of the offices that are not in use due to some challenges, damage here and there. A proper submission needs to be made available from the region to the national offices. Without us having proper submission, there's no way we can know the problem at the ground. So we are there waiting for these submissions. And then I think that's where I'll end for now, unless if there's a question that you would want me to clarify on. No, thank you very much. I'm in Zambezi region because of the call on the outbreak of the locusts affecting the Zambezi farmers. It had been reported that 80% of the region has been affected. As I talk about 80% of the region being affected, we are talking about 7 constituents or ADC that have been affected. We have Judea Boloma, we have Linyanti, we have Katima Rural, we have Sibinda, we have Mkongola, we have Kabe North and Kabe South. All here there's a cry of the outbreak of the red locusts. As I'm in the region, before I went into the field, all directorate staffs were met. They briefed me on how they handled the outbreak. I'm happy with the Zambezi Directorate. Upon receiving the report on the outbreak in the Lake Zambezi, they did not sit. They attended into the case by conducting research and mounting 3 cars that were ready, and the team was just established. And these are energetic human power. They went into the suspected area, detected it, and attacked it with immediate effect. So upon seeing that they were getting overpowered, they also increased into the human resource. As we speak now, we have a team of
10 ready in the field. I have visited different areas where I've seen the impact caused by the ready locust as well as the armyworm. But I'm so happy, proudly saying that it's under control. I know it's very difficult to control the locust because they move according to the speed of the wind and the heat of the... Daar word nog reën vir die suide voorspel. Ons hou die damme dop. Ons vra almal om veilig te bly. En iets anders wat ons dophou, is die hele Meetkou debakel. Ons sal maar sien of die voormalige uitvoerende hoof wie se kontrak verstryk het, weer teruggeplaas word in Meetkou. Ons hou dit dop. Moet dit nie misloop nie.